hoofstuk 17. Dis nou waar ons trek in die prediking deur die evangeliebeskrywing volgens Lukas. Ek wou eintlik vanoggend van verse 1 tot 6 gepreek het, maar ek het toe besef, dit gaan 'n bietjie lank uitdraai. Nie dat julle sou omgee nie, maar met my stem sal miskien moeg raak. So verse 1 tot 3 is dan ons preekgedeelte, maar julle sal sien die perikoop of die paragraaf of die eenheid volgens hierdie indeling van hierdie Bybelvertaling is tot by 10. En ek dink dit is gepas, maar ek wou tot by 6 gegaan het en dan volgende keer tot by 10 of so. Maar ons staan nou stil by verse 1 tot 3, maar as 1 tot 10 vir ons dan lees. Lukas 17 vers 1 tot 10. En hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. En wie is daar van julle wat 'n dienskneg het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink? Bedank hy daardie dienskneg omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Een van die grootste toets van ware geloof is of ons mense kan vergewe wat teen ons sondig. Dit is seker die grootste toets. Nou as julle die hoofstuk 15 en 16 dan ook saam gevolg het en hier was, dan sal julle sien dat hoofstuk 15 het hoofsaaklik daaroor gegaan hoe 'n ware geloof lyk teenoor ander mense. Hoe sien ons mense daar buite? Daar het ons dan gepraat van die verlore skaap, die verlore penning en dan ook die verlore broer. En toe in hoofstuk 16 het dit baie gegaan oor hoe ons besittings sien en hoe ware geloof lyk en hoe ons besittings sien. Is besittings vir ons 'n afgod? Is besittings ietsie wat ons beheer maar sien ons dit aan die hand van die evangelie dat ons toevertrou is met besittings, dat ons rentmeesters moet wees, dat ons uiteindelik primêr nie besittings primêr self besit in die sin van dat dit uit ons eie uitkom nie, maar dat dit deur die Here aan ons gegee is om dit tot sy eer te bestuur. En toe het ons nou die laaste keer geëindig met die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou die gelykenis van die ryk man en Lazarus het eintlik hierdie twee konsepte saamgevat van hoe ons geloof lyk teenoor besittings en hoe ons geloof lyk teenoor mense. Dit het dit baie duidelik aangespreek. En vandag kom ons eintlik by die toppunt van hoe geloof lyk. En dit is of ons bereid is om te vergewe. So dit was mense, besittings en nou vergifnis. So, wat hierdie teksvers vir ons baie duidelik maak en wat Jesus dan vir sy disippels sê is, jy gaan in 'n situasie kom, verseker, dat jy moet vergewe. Verseker. Jy gaan struikelblokke kry, en dan gaan jy in 'n situasie wees waar jy moet vergewe. Dit is die realiteit, en Jesus skets dit vir ons.
wanneer iemand in jou sondig, dan sal jy versoek word om self te sondig. Want dit is seker die moeilikste plek, is wanneer mense teen jou sondig, en jy versoek word om self te sondig. Maar dan word hier vir ons uitgewys, wat moet ons reaksie wees as iemand teen ons sondig? Natuurlik sê Jesus dat dit verkeerd is vir 'n persoon om jou te versoek om te versondig. So Jesus veroordeel dit. Maar hy wys die realiteit uit dat daar hierdie struikelblokke gaan wees. Want hy sê vir sy disippels daar in vers 1, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom. Daar gaan teen jou gesondig word. En daar gaan hierdie struikelblokke kom waaroor jy moontlik kan val. Dit is tog wat 'n struikelblok beteken. Jy stap en dan is daar miskien 'n stomp in jou pad en dan struikel jy daaroor. So daar gaan hierdie struikelblokke wees. Die vraag is, hoe hanteer ons daai struikelblokke? Natuurlik, struikelblokke moet raak gesien word. Moet geïdentifiseer word sodat ons nie oor dit struikel nie, nê? So dis belangrik om struikelblokke te identifiseer. Wanneer iemand in jou sondig, moet jy weet dis 'n struikelblok. Hier gaan ek nou versoek word om self te sondig. En is onvermydelik dat daai struikelblokke gaan kom. En onthou, wanneer struikelblokke kom, is dit nie noodwendig altyd in die vorm van iemand wat direk teen jou sondig nie. Soos na jou toe kom en jou op die neus slaan nie. Dis 'n baie direkte sonde. Dit kan gebeur dat daar indirek teen jou gesondig word. En ons ken baie voorbeelde, predikante wat en ook onlangs wat in seksuele sonde val, soos egbreek, en dan word jy versoek om daardie sonde te versag of te verskoon, omdat jy hierdie predikant hoog ag. So dis ook 'n versoeking, nê, dat jy kry nou die struikelblok, jy het jy ou hoog geag en nou word jy versoek om hierdie sonde te versag. Maar die meeste van die tyd is dit maar iemand wat direk teen jou sondig wat die struikelblok vir jou bring. Dis hy wat jou onverhoeds op die neus slaan. En dan word jy versoek om te sondig. Natuurlik waarsku Jesus hierdie persoon, hy veroordeel die persoon wat hierdie struikelblok bring. En dis nou tipies iemand wat die struikelblok bring en hy hou aan met daai sonde en hy verskoon dit. En dan is daar hierdie waarskuwing wat Jesus gee teen iemand wat so daai struikelblokke bring. En in 'n sin is dit ook 'n veroordeling van die fariseërs gewees. Want dis die fariseërs wat hierdie struikelblokke vir die mense, die gelowiges, op daardie stadium gebring het. En hy sê toe, Jesus sê nou, en hy leer so sy disippels, hy sê in vers 1, maar wee hom deur wie hulle kom, wee hom deur wie hierdie struikelblokke kom. Dit is beter vir hom as 'n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Dis beter as hy met hierdie groot, massiewe, swaar meulsteen om sy nek in die see gegooi word en verdrink word, as dat hy een van die kleintjies sou laat struikel. Dit is 'n grafiese, baie eintlik 'n grafiese waarskuwing. En dit moet verseker 'n gruwelike dood wees as iemand so doodgaan met 'n meulsteen om sy nek. Onthou, hierdie meulsteen is mos hierdie groot klip wat swaar is en waarmee koring fyn gemaal was, onder andere. So hierdie persoon sou 'n sekere en 'n gruisame dood gesterf het. Hy sou verseker die dood tegemoet gegaan het. En Jesus sê, hier is 'n prentjie van die waarskuwing vir daardie persoon wat ander mense gaan laat struikel. So ons het 'n groot verantwoordelikheid as gelowiges, want elkeen sit in hierdie situasie waar ons lewe teenoor ander gelowiges, selfs teenoor ander mense, ongelowiges ook.
en waar ons dan, as ons die waarheid het, baie versigtig moet wees, dat ons nie iemand anderste onbewustelik is, of en verseker bewustelik sal laat struikel nie. So hierdie is 'n groot waarskuwing vir ons. En ons kan miskien net so vinnig dink oor sommige van die maniere hoe ons vir ander mense struikelblokke bring. En ons moet onsself hier ondersoek. As ons 'n slegte voorbeeld stel, deur ons taal of deur ons gedrag, dan bring ons 'n struikelblok vir ander mense. Wanneer ons 'n ondankbare en kritiese gees vertoon aan ander mense, dan veroorsaak ons dat ons ook ander mense ontevrede maak. So as ons ondankbaar is, dan maak ons ander mense ondankbaar en dit veroorsaak dat ons die struikelblok is. Ons doen dit deur kwaadwillige woorde te praat oor ander mense, wat dan die ander persoon wat dit hoor, ook sy gedagtes beïnvloed, dat hy ook dink, wel, is miskien reg om so te praat oor ander mense. Daar's mos 3 mense wat doodgaan as jy skinder. Dis die persoon wat skinder, gaan dood, sy hart gaan dood, in die sin van, daar is sonde wat gepleeg word, sien noodwendig dat hy ewig doodgaan nie, ons almal val in die sonde, maar by wyse van spreuke gaan hy dood, die persoon wat dit hoor, en wat dit goedkeur gaan dood, want hy hoor hierdie sonde, en dit kom in sy gedagtes op, dat hy versoek word om ook sleg te dink oor 'n ander persoon waaroor geskinder word, en die persoon waaroor geskinder word, die derde persoon gaan ook dood, want 'n slegte beeld van daardie persoon word ook geskets. So skinder is seker een van ons gevaarlikste maniere van hoe ons struikelblokke kan bring vir ons naaste en vir ander gelowiges. 'n ander manier is, as ons 'n argument wat ons het miskien met ons medegelowige of met 'n ander persoon buite die kerk, is om hierdie argument voor te sit en op die spits te dryf totdat daar 'n risiko kom. Dis 'n manier. Dit kan ook wees, 'n struikelblok kan kom deur te spog met ons prestasies of besittings op 'n manier wat ander mense jaloers maak. So daar's baie maniere hoe ons struikelblokke kan veroorsaak. Natuurlik, wanneer die struikelblokke kom en ek die oorsaak is van struikelblokke, dan verskoon dit natuurlik nie die persoon dat die persoon nou, teen wie ek nou die struikelblok gegee het, dat daai persoon sondig nie. Natuurlik, elkeen is verantwoordelik vir sy eie sondes, maar die persoon wat die struikelblok gebring het, word duidelik deur Jesus hier gewaarsku. Wie is 'n oordeeluitspraak. Dis baie ernstig. So ons moet, as ons dit self besef, wanneer ons gesondig het, dan wil ons ook in daai posisie wees en onsself in daai posisie sit, dat ons gaan vergifnis vra, dat ons ook bely ons het daardie struikelblok gebring. Nou Jesus praat nie net hierso oor die struikelblok wat vir kleintjies kom nie, vir kinders kom nie. Jesus praat hier van kleintjies, dit is so, maar as jy skrif met skrif vergelyk, dan kan kleintjies ook verwys na disippels. Markus 10 vers 24 is waar Jesus die disippels kinders noem. So die kindertjies kan ook verwys na gelowiges oor die algemeen. Miskien die konteks van Lukas 17 gee vir ons meer die aanduiding van dat dit miskien mense is wat nie in die geloof is, want daar in Lukas 15 vers 2 dan is dit Jesus wat met die sondaars en die sondaars, die tollenaars en so aan, hy moes nou hierdie ete, hy eet saam met hulle en toe die fariseërs hom veroordeel daaroor. En dit gee vir ons 'n aanduiding, goed, moontlik gaan hierdie kleintjies dan oor gelowiges, nie in die geloof, en nou is dit jy wat kom en 'n struikelblok oor daardie kleintjies bring. So Jesus sê, wee julle wat daardie struikelblokke vir hierdie kleintjies bring en dan hulle laat struikel.
daar is gevolge. Daar's gevolge vir die struikelblokke wat ons bring. Natuurlik gaan dit nie noodwendig in die vorm wees van 'n meelsteen om jou nek en so aan nie, maar dit kan wees vir 'n gelowige wat 'n struikelblok vir iemand anders te bring is dat die Here jou gaan tigtig op een of ander manier. En baie keer gaan net jy self weet hoe daardie tigtiging uitwerk. Maar wat moet ons doen? En dit is eintlik waarop Jesus nou afstuur, hy veroordeel natuurlik die ene wat die struikelblok bring, maar die vraag is, as hierdie struikelblok kom, dan word teen my gesondig, wat moet ek doen? Hoe moet ek optree? Wat moet ons doen? As 'n ander gelowige, wat jy miskien goed ken, direk of indirek teen jou sondig, en 'n struikelblok voor jou plaas, moet jy hom in die sonde volg, moet jy hom in jou hart vergewe en nie sy sonde aanspreek nie. En ek sê hierdie woorde baie doelbewus. Daar is ongelukkig hierdie siening wat mense uit sekere teksverse aflei wat eintlik 'n halwe waarheid is. Daar word gesê dat jy moet iemand in jou hart vergewe en dan is die saak verby. Nou, dit is 'n halwe waarheid in die sin van dat as mens bedoel daarmee, dat ek hoef nou nie meer met die persoon te gaan praat oor daardie sonde wat hy teen my gedoen het nie, want ek het hom klaar vergewe, dan is dit 'n verkeerde verstaan van die skrif. As dit verstaan word, dat ek is bereid om die persoon te vergewe, dan is dit die regte verstaan. Want ongelukkig is daar hierdie siening dat, wel, jy vergewe maar net en jy gaan aan. Dit is nie reg nie. Die Here verwag van ons 'n ander optrede. Want Jesus sê dan in vers 3, goed, pas op vir jouself, vir julleself, pas op dat jy nou nie hierdie persoon in die sonde volg nie. Jy kan nie die sonde verskoon nie. Jy kan nie nou sê, wel, hierdie persoon het teen my gesondig en nou kan ek ook terug sondig en op die persoon skree en ek kan hom terugslaan op sy neus nie. So jy kan nie die sonde teen jou gebruik om 'n sondige reaksie van jouself te regverdig nie, maar wat behoort jy te doen? As jou broeder teen jou sondig, sê vers 3 verder, bestraf hom. Dit is wat hier gesê word, bestraf hom. En ek moet miskien net noem hierso, mense het baie wysheid nodig. Jesus gee hierso die beginsels. En ek wil graag net uitwys, ek dink hierdie struikelblokke is tipies ietsie wat jy verseker moet aanspreek. Dit kan gebeur dat iemand in jou sondig in die verbygaan, maar jy sien nog nie dat hierdie sonde by die persoon 'n volhardende sonde is, of dat die sonde 'n publieke, grove sonde is nie, dan kan jy besluit in wysheid om hierdie sonde oor te sien. In 1 Petrus 4 vers 8, dan sê dit, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. So jy kan nie elke sonde aanspreek nie, dit is so. Jy moet in 'n mate in wysheid besluit, is hierdie sonde ietsie wat ek by die persoon sien en ek moet dit nou aanspreek, want hy gaan rond en hy slaan almal op hulle neuse en ek moet nou hierdie ding begin aanspreek van hy kan dit nie volhou nie. En dan moet jy hom gaan bestraf. Jy moet hom gaan aanspreek. So ek dink, besef net dit is nie dat jy elke sonde moet aanspreek nie, en dit is ook nie wat Jesus hier leer nie. Jy moet regtig bepaal, is hierdie werklik 'n struikelblok wat hierdie persoon oor my pad sit? Goed, so jy moet hom gaan bestraf. Dit is 'n ongelukkige Afrikaanse woord, die woord bestraf. Want dit klink asof jy die persoon met 'n lat basies gaan vat en hom moet gaan regsien. Jy moet hom gaan laat voel dat hierdie wat hy gedoen het teenoor my verkeerd was, en in 'n sin kan mens amper dink, wel, jy moet hom ook maar terug op die neus slaan. Maar dis natuurlik wat Jesus nie bedoel nie. Om hierdie woord bestraf reg te verstaan, moet ons eintlik nie dink aan die straf nie. Jy moet dink aan vermaaning. Dis vermaaning. Dis regwys. Dis reghelp. Dis wat hierdie bestraf beteken.
Onthou, woorde het verskillende betekenisse in verskillende kontekste. En die manier hoe ons dan hierdie woord gaan beter verstaan is deur na ander skrifgedeeltes te kyk. In Galasiërs 6 vers 1 en 2, dan skets dit vir ons baie mooi hoe hierdie bestraf lyk. Hoe hierdie gesindheid moet lyk as iemand jou teen jou gesondig het, teen jou hierdie struikelblok gestel het. Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, so hierdie persoon word deur 'n misdaad oorval. So wat gesê word is, hy stel 'n struikelblok vir iemand anders. Dit is eintlik wat hier gesê word. En jy kom dit agter. Moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid. So daar moet jy die gees van nederigheid wees, want jy weet, jy is ook geneig tot alle sonde. Jy kon ook in hierdie sonde geval het. Jy kon ook die enige wees het wat die struikelblok bring. En dit is Jesus wat vir jou gesterf het, en jy gaan nou hierdie broeder van jou, wat jy glo een van jou familielede is, in die sin van jou geestelike familielede is, jy gaan hom gaan reghelp. Want Jesus het ook vir jou gesterf en vir hom gesterf. En dan sê Galasiërs 6 verder, terwyl jy op jouself let. So jy gaan, jou broeder gaan reghelp, en terwyl jy dit doen, gaan jy op jouself let, dat jy nie straf nie. Dat jy gaan met nederigheid en sagmoedigheid hierdie broeder van jou vermaan, nie om volg in die sonde nie, so jy gaan ook op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. En dan sê vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So, wat hier gesê word in Lukas 17 vers 3 is, daai bestraf is, ons dra mekaar se laste. As iemand 'n sonde doen, 'n struikelblok plaas voor jou of voor ander, dan moet jy wat geestelik is, so een reg help. Dit is wat hier gesê word. Dis nie bestraf in die sin van dat as ons dit verstaan van jy gaan sê hierdie persoon nou mooi reg waar hy verkeerd gegaan het. Nee, ons gaan met die gesindheid waarmee Christus na ons toe gekom het. Nou hierdie wat ek noem van vermaning, reghelp, laat ons dink aan die Matteus 18 proses. En miskien het julle baie al gehoor van die Matteus 18 proses. En miskien nie. Maar die Matteus 18 vers 15 proses is ons bloudruk van hoe ons sonde hanteer. Vers 15 van Matteus 18, en as jou broeder teen jou sonde gaan bestraf hom, sien ons weer die woord bestraf, maar onthou ons verstaan dit in die sin van vermaning of reghelp, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. En onthou, hierdie proses kan lank aangaan, jy kan praat met jou broeder, hy wil nie luister nie, jy probeer 'n ander hoek, hy wil nie luister nie, maar onthou, jy kom heeltyd met die evangelie van, onthou, dit is wat Jesus, wat vir my gesterf het, ons leer hoe om hom nou te volg. Hierdie sonde wat jy gedoen het, onthou, bely dit, en weet dat Jesus ook daarvoor gesterf het. So is eintlik evangelieverkondiging. Goed, maar as hy nie na jou wil luister nie, wat dan? Vers 16, maar as hy nie na jou luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam. So dan is daar getuies wat moet saamgaan, en want hy is belangrik hierso, jy kan nie na jou getuies toe gaan en sê, maar hierdie, so kom ons sê, iemand het my op die neus geslaan, en nou stap ek daar weg, en ek bel iemand en sê, hy het my nou net op my neus geslaan. Goed, ek dink mens moet versigtig wees, om nie te skinder oor die persoon en jou getuies te beïnvloed nie. Dis baie belangrik. Jy moet as ware die getuies daar kan kry, sodat hulle die storie eerstehands hoor. Want anders is jy besig om weer te skinder. So jy wil die getuies saambring, en die rede hoekom jy die getuies wil saambring, is om dan hierdie gewig aan jou evangeliese argument te sit. En vir die persoon die erns van die saak uit te wys, dat as hy op hierdie pad volhard, dan is dit 'n probleem. En onthou weer eens, hierdie stap 2 van meer getuies, kan 'n lang proses wees. Jesus wys nie die stappe uit. Stap 1, jy en jou broeder. Stap 2, 2 of 3 getuies. Maar as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. Dit is die derde stap. En die derde stap is aan die gemeente sê, binne dit het jy
jy praat eers met die ouderlinge hanteer dit, ondersoek die saak, en dan kan dit gebeur dat die ouderlinge vir die persoon wat nie wil bekeer nie sê, dis beter as jy nie die nagmaal gebruik nie, en ons hou jou af van die nagmaal, en dan kan dit gebeur dat die persoon nog steeds volhard, en dan wat dan gebeur, is dat die persoon se naam word dan eers anoniem afgekondig in die gemeente, en gesê, daar is hierdie broer, sy naam word nie anoniem afgekondig nie, sy naam word nie afgekondig nie, in die sin van, daar is hierdie persoon wat in hierdie sonde volhard, en ons het al met hom 'n pad gestap, 2 jaar, hy het nie bekeer nie, en dan kan dit meermale afgekondig word, maar daar gaan op 'n stadium die punt kom, dat die persoon dan oorgelewer gaan word aan die Satan, in die sin, dat die persoon dan uitgesluit word uit die gemeente, en daar word gesê, hierdie persoon lewe soos 'n heiden, so hy kan nie saam met ons nagmaal gebruik nie. Dis eintlik in effek wat jy sê. Die persoon kan natuurlik nog altyd die eredienste bywoon, en jy wil hê, want hy moet nog steeds die evangelie hoor, so jy nog steeds aan hom liefde bewys, maar dit kan gebeur dat daar hierdie uitspraak kan wees. En natuurlik is daar altyd hierdie geleentheid van bekering, selfs daarna, en dit gebeur in 2 Korintiërs, waar die persoon wat in 1 Korintiërs aangespreek is, tot bekering gekom het. En 1 Korintiërs, en hierdie Matteus 15 praat oor daardie private sondes wat geeskaleer word. Maar wat gebeur as daar hierdie openlike sonde is, waarvan almal weet? Dis hierdie ou wat die persoon slaan die ou op die neus voor almal. Almal weet van hierdie sonde. Hier's 'n ander voorbeeld in 1 Korintiërs 5, almal in die gemeente weet van hierdie man wat sy pa se nuwe vrou vat. So almal weet, hier is sonde wat nie eers bekend is by die heidene nie. En dan sê Paulus daar, dat in vers 2 van 1 Korintiërs 5, en tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. En dan sê Paulus daar, in vers 5 van 1 Korintiërs, om so iemand aan die Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees, en tot verderf van daai sondige geneigtheid, daai sondige volharding. En dan sien ons in 2 Korintiërs, dat daardie persoon, dit lyk so, of daai persoon tot bekering gekom het, en weer ingeneem is in die gemeente, so daar is hierdie hoop, selfs as iemand uitgesluit is uit die gemeente. Maar die punt is, jy het hierdie 2 tipe sondes, jy het die private sondes wat geeskaleer word, en die publieke sondes. Goed. Maar wat Jesus hier leer in Lukas 3 is dat daar moet vermaan word. En as hy berou kry, en jy hoop daarvoor, jy bid daarvoor, as jy na iemand toe gaan, moet jy nie hoop dat daar nie bekering sal wees nie, en dat jy eintlik die ding tot die spits dryf, en dat daar eintlik die konflik kom nie. Jy moet met daai ingesteldheid van Christus gaan, dat daar werklik hierdie versoening sal kom, regtig hierdie besef sal kom. En ek dink dit sal ons help dan, dat ons ook met die regte gesindheid die sonde sal aanspreek. Maar nou, so as hy berou kry, hy kry berou oor sy sonde, hy besef weer eens wat hy in Jesus het, hy het berou voor die Here, hy het berou voor jou. Hoe kan jy die berou lyk? Wel, Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade. So, wat hier gesê word is, dan moet die persoon sê, ek is jammer, ek het jou op die neus geslaan, ek moes dit nie gedoen het nie. Vergewe my. Vergewe my. En mens wil dit in daai kategorie sit van, dat die persoon vra vir vergifnis. Want dit gaan ook die persoon wat dan die vergifnis gee, help. So hierdie persoon dan kry berou, hy bely sy misdade voor hierdie persoon, hy sê, vergewe my asseblief, dat ek so teen jou gesondig het, vir jou 'n struikelblok daar gestel het, en dan
sê vers 3, moet jy hom vergewe, vergewe hom. So wat moet jy doen? Jy moet hom vergewe. Dan is daar 'n herstel. Daar's versoening. Daar's restituisie. En ek dink op hierdie in hierdie vers, en ons is nou eintlik aan die einde van vers 3, en ons gaan nie verder gaan nou vandag nie, maar ek dink dit is belangrik, dat as mens dink oor vergifnis, dat mens vergifnis in 2 kategorieë sit. Is eintlik 'n baie belangrike beginsel, is ietsie wat ons nie baie geleer word nie, en wat eintlik ons baie keer verward dan maak, dat ons terugval na goeie soos, ek vergewe hom in my hart, en ek gaan maar net aan. Daar is hierdie 2 kategorieë van vergifnis, wat in die skrif vir ons baie mooi uitgewys word. Die ene is die geregtelike vergifnis, en die ander ene is die verhoudingsvergifnis. Die geregtelike vergifnis is die vergifnis wat net God kan gee. As jy teen die Here gesondig het, dan moet jy by hom vergifnis kry. En dit op grond van Christus se werk daar aan die kruis. Sy dood wat vir ons misdade betaal het. Dan as jy glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het, en dit is wat jy moet doen, dan het jy die vergifnis by God. Kolossense 2 vers 13 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het. Hierdie is die geregtelike vergifnis. Dit is vergifnis wat net die Here kan gee. Want dis net die Here wat kan sê, jy is nou versoen met hom. Dis net hy wat daai vergifnis kan gee. Die verhoudingsvergifnis aan die ander kant is eintlik wat dit sê. Daar is hierdie versoening wat plaasvind tussen partye. Maar jy kan nie verhoudingsvergifnis hê en ervaar as jy nie geregtelike vergifnis verstaan nie. Dit is gegrond in die geregtelike vergifnis wat jy in Christus ontvang. So daar is hierdie verhoudings. Ons is in 'n verhouding mens tot mens, en ons is 'n verhouding mens tot God, en spesifiek gelowige tot God. Ons het hierdie twee tipe verhoudings. Nou, in Kolossense 2 vers 13, wat ek gelees het, gaan dit oor die geregtelike vergifnis, maar Kolossense 3 vers 13 praat van die verhoudingsvergifnis. Hoor gou hoe sê Kolossense 3 vers 13 dit. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Soos Christus my vergewe het, dat my sondes wat ek gedoen het, en die straf wat dit verdien het, dat dit nie meer teen my gehou word nie. Daai konsep moet ek toepas in my verhouding tot ander mense. Ek kan nie vir die ander mense, as hulle teen my gesondigheid sê, wel, jy is nou ewig vergewe, omdat ek jou nou vergewe vir hierdie neuslaan nie. Ons mag nie dit sê nie. Dis net God wat dit kan sê. Maar ons kan sê, ek vergewe jou in die sin, dat daar's nou, ek moet jou vergewe, ek gaan dit nie meer teen jou hou nie. Hierdie is nie meer 'n saak tussen ons nie. Daar is versoening in ons verhouding. En om my waarheid te sê, hierdie konsep is ook vir ons belangrik in ons verhouding selfs tussen 'n gelowige en God die Vader. Wanneer ons sondig en ons bely, ek as 'n gelowige, goed, ek het gesondig, daai sonde verdien eintlik die ewige straf, maar ek bely dat Jesus daai straf gedra het. Ek is klaar vergewe. Nee, as ek nou doodgaan en voor die gereg van God kom, dan gaan God nie sê, maar jy weet wat van daai sonde en jy moet nog daarvoor betaal nie. Nee, dis klaar betaal. Dis klaar vergewe in daai sin. Maar hoekom bid ons in Matteus 6 vers 12? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Natuurlik bid ons dit, want ons sê daardeur, die Here het vir ons skuld
betaal deur Jesus se bloed en hy vergewe ons, want deel van die geregtigheid, deel van die vergifnis wat ons ontvang, of laat ek dit so stel, as ons sê dat ons geregverdig is by God, ons is reggemaak by God, dan is daar twee gedeeltes aan daai regverdiging, twee gedeeltes. Die ene is dat Jesus het ons sonde op hom gedra, hy het die straf geneem vir ons sonde, dan sê die Vader, daar's vergifnis. Maar die ander deel van geregtigheid is dat Jesus se goeie werke my toegereken word. Want anders, as dit nie gedoen word, soos ek terug in die paradys, moet ek self my pad na God toe vind. So dat Jesus se goeie werke na my toe toegereken word, is die tweede gedeelte van geregtigheid. So is baie belangrik. So ons bid in die Onse Vader, Here, vergewe ons skulde, want ons weet, ons het dit in Jesus, ons vra dit as weer, dat laat dit so wees vir my, maar dit gaan ook verder. As ek teen die Here gesondig het, deur struikelblokke voor ander mense te sit, miskien in sonde selfs in die privaat te lewe, dan het ek teen die Here gesondig, want ons sondig altyd eers teen die Here, dan is daar 'n verhoudingsprobleem. Daar's 'n verhoudings, die verhouding tussen my en die Here het skade begin ly. Ek bedroef die Heilige Gees. Die Here se onvriendelike, of sy vriendelike aangesig, word van my af weggedraai. En ek ervaar dit. En ons kan dink aan voorbeelde soos Dawid, wat daardie ervaar het in sy liggaam. Hy het deur pyne gegaan, hy het hom deur liggaamlike lyding gesit. In sy gesin het hy hierdie effek van hierdie sonde ervaar. Maar die punt is net, en dit is in ons belydenisskrifte, en ek gaan nou vir julle aanhaal, die konsep van verhoudingsvergifnis. In die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, in die 5de paragraaf, dan sê dit, deur sulke groot sondes, verval die gelowige, egter in groot onrus van die siel, en ontneem hulle self die genieting van die genade en veroorsaak dat die vriendelike aangesig van God vir hulle verberg word en soms die gevoel van sy guns verloor word, totdat hulle deur ernstige bekering weer tot hom terugkeer en weer vra vir vergifnis. Dan is daar die herstel in verhouding. Maar dit is nie die herstel in geregtelike verhouding nie. Kyk, die gelowiges kan nie uitval uit die Here se genade nie. As daar geregtelike vergifnis is dit vir ewig. Die vraag is, hoe lyk ons verhouding met die Vader? En in tye van ons sonde, ly daai verhouding skade. Die Westminster belydenis in hoofstuk 11, paragraaf 5, stel dit so. God gaan voort, hoor gou hierso, dit is baie mooi gestel. God gaan voort om die sondes te vergewe. Hy gaan voort om die sondes te vergewe. Maar onthou, hierdie is verhoudingsvergifnis. Want die Here se vergifnis wat hy gee in 'n geregtelike sin, dat jy nou vir ewig reg is met hom, is 'n een keer vergifnis. Dis 'n regsuitspraak toe jy tot geloof gekom het. Dan sê die Here, jy's vergewe. Maar hierso in Westminster praat dit oor die verhoudingsvergifnis, want dit sê hier, God gaan voort om die sondes te vergewe van almal wat geregverdig is. En alhoewel hulle nooit kan val uit die staat van regverdiging nie, nogtans kan hulle deur hulle sondes val onder God se vaderlike misnoë en ontevredenheid, en nie die lig van sy aangesig aan hulle herstel nie, totdat hulle hulle self verootmoedig, hulle sondes bely, om vergifnis smeek, berou toon en hulle geloof en bekering vernuwe. Dis verhoudingsvergifnis. En dit is belangrik dat ons hierdie besef, want daai moet ons toepas ook in ons verhoudings. Ons kan nie hoop vir herstel in verhoudings as ons met hierdie bitterheid rondloop teen iemand wat teen my gesondig het nie. Een van die redes hoekom daar baie keer hierdie skade in verhoudings is, in die kerk, in die huwelik, tussen vriende, is omdat daar nie vergifnis gevra word nie. Daar word nie sondes aangespreek nie. Daar word nie vermaan nie. En dan is daar hierdie bitterheid waarmee mense rondloop. En al wat dit veroorsaak, is dan hierdie vyandskap.
So as ons nie ons sondes aan mekaar bely nie, en verseker nie aan God nie, dan lei ons verhoudingsskade met ons naaste, maar ook met ons Vader in die hemele. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So wat beteken vergifnis? En dit is tog ook nou belangrik. So ons weet ons moet vergewe, as iemand dan vir my vergifnis gevra het, dan moet ek dit gee, dit is wat Jesus ook sê, as iemand berou gekry het, moet ek vergifnis gee. Maar wat beteken dit? Wat is die hartsgesindheid wat daar moet wees, selfs voor jy vergifnis gegee het? Wel, hierso is net 'n paar opmerkings daaroor. Dit is, jy sê jy gaan dit nie weer opbring hierdie sonde nie. So die persoon het jou op die neus geslaan, jy gaan dit, nadat jy hom vergewe het, dan gaan jy dit nie weer opbring nie. Jy gaan nie hier wegstap en sê vir die ander mense, ja, daai ou is so sleg, hy het my teen die neus geslaan nie. Jy mag dit nie opbring nie. Dis verby. Jy gaan dit nie teen hom hou nie. Nou, natuurlik is daar gevalle waar jy in 'n regsproses weer hierdie sonde moet opbring. Dink aan die slegte situasie van iemand wat iemand naby jou vermoor het. Dit kan gebeur, het al gebeur, baie gebeur. En in hierdie proses van ondersoek en goeders kom die moordenaar en hy vra vergifnis. Onvoorwaardelike vergifnis. Nee, en hy het berou, dan moet jy hom vergewe. Jy moet hom vergewe. Dis wat Jesus sê. Maar dis wat dit so moeilik maak. Dis hoekom dit is die toppunt van hoe geloof lyk, is hoe ons dink oor vergifnis. Maar in die regsaak gaan dit vir jou gevra word. Jy gaan weer die sonde moet opbring, in die sin, jy moet getuienis lewer. In daai opsig is jy nie besig regtig om dit teen hom te hou nie, jy het hom klaar vergewe daarvoor, maar die regsaak moet sy pad loop, die regering moet sy taak doen, daar moet hierdie wêreldse straf kom, want die Here het dit so van die regerders vereis. So, in daai sin gaan dit moet opkom. Maar, in beginsel, gaan jy nie weer daai sonde opbring as daai persoon jou vergifnis gevra het nie. Dink aan hoe die Here ons vergewe, want dit is tog die beginsel vir hierdie vergifnis gee. God beloof om nie weer ons sondes wat ons in die verlede gedoen het, wat ons nou doen of wat ons in die toekoms gaan doen by homself, by jou of iemand anders op te bring nie. Hy gaan dit nie teen ons hou in terme van ewige straf nie. Jesaja 43 vers 25 sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Die Here hou dit nie in terme van ewige straf meer teen jou nie. Jeremia 31 vers 34, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. En dit is wat jy sê as jy iemand vergewe het. Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n belofte wat sê, ek sal nie meer aan jou sondes dink nie. Maar wat beteken die volgende sin? Hierdie vers in Markus 11 vers 25, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. So as iemand iets teen jou het, iets teen jou gedoen het, moet jy hulle vergeef. Nou, net 'n paar opmerkings. Hierdie beteken verseker nie dat jy sê, ek vergeef en ek gaan nie hierdie sonde aanspreek nie. Dit kan nie dit beteken nie, is baie duidelik uit die res van die skrif uit. So dit moet beteken dat jy of die sonde bedek in liefde, of, en dis heel moontlik die betekenis, is dat jy vergewingsgesind is. Jy is bereid om te vergewe indien hierdie persoon berou het en jou vergifnis vra. Dan moet jy vergewe as die persoon iets teen jou het. Daar's geen plek vir hierdie verbitterdheid nie. Daar kan nie plek wees nie. Want as jy vergewingsgesind is, beteken dit mos jy is nie verbitter nie, maar jy is bereid om te vergewe. So dis die vergifnis wat daar in jou hart moet lewe, omdat jy weet
hoe jy deur Christus vergewe is. Nou is daar nog 'n vraag wat gewoonlik opkom in terme van hierdie hele vergifnis onderwerp, en dit is, beteken dit dat as jy vergifnis gegee het, dat die verhouding presies herstel is, dit kan aangaan presies soos wat dit was voor die sonde gepleeg is? En dan is die antwoord, partykeer nie. Daar is gevolge vir sonde. As jy jou hand deur 'n venster slaan uit woede, en daai glas sny jou arm stukkie en jy moet jou arm amputeer, dis die gevolg van sonde. As jy vir die Here vergifnis vra vir jou woede, dat jy hierdie ding gedoen het, dan gaan jou arm nie teruggroei nie. Hy gaan afgekap bly. En dit is die gevolge van sonde. Daar's baie ander voorbeelde. Byvoorbeeld, Moses, een van die grootste geloofshelde, hy was die Here ongehoorsaam, hy sou in die beloofde land ingegaan het, toe kon hy nie meer nie. Hy moes daar gevolg dra, en hy het dit in blymoedigheid gedra. Hy het geweet, die Here is reg, en goed, die Here weet wat hy doen, so hy kon nie in die beloofde land meer ingegaan het nie. 1 Timoteus 3 vers 2 en 3 sê, die eienskappe van 'n predikant is byvoorbeeld om onberispelik te wees, die man van een vrou en so aan. So as jy nie meer voldoen aan daai kriteria nie, jy as predikant, ek as predikant, dan kan ek nie meer predikant wees nie. Dit beteken nie dat ek nie vergifnis by die Here ontvang het nie, is net volgens die eienskappe van 'n ouderling, 'n opsiener, 'n predikant, kan jy dan net nie meer 'n predikant of 'n ouderling of so aan wees nie. Dit is die gevolg van die sonde. Dink ook aan die gevolge wat Dawid moes dra met sy sonde teen Batseba, en dat hy Uria doodgemaak het. Wel, Dawid se babietjie het doodgegaan. Daar was hierdie geweld in sy gesin. Amnon, Dawid se seun, het sy dogter Tamar onteer. Absalom het Amnon vermoor, en Absalom het die koningskap by Dawid probeer afneem. Dit is alles gevolge van daardie sonde. Daar's nog 'n voorbeeld, Paulus en Filemon. Filemon het mos gedros, hy het weggehardloop van sy baas af, en daar kan nog steeds gevolge wees, want as Filemon, alhoewel hy nou as 'n gelowige teruggaan en na sy vorige meester toe, dan kan dit beteken dat hy moet terugbetaal, hy moet ietsie betaal vir daardie dros. So daar's altyd gevolge vir sonde. So vergifnis beteken nie noodwendig dat daar geen gevolge meer kan wees nie. En in meeste van die gevalle bepaal die Here die gevolge. En dan gaan ons nou volgende week, as die Here wil, gaan ons nou by die volgende gedeelte stil staan, en dit is eintlik die groot toets vir 'n ware geloof, is dat die ou het jou op die neus geslaan, jy het mooi met hom gepraat, dit het jou ontstel, hy het berou getoon, vergifnis gevra, daai verhouding is herstel, jy gaan miskien 'n bietjie versigtiger om hom loop, miskien, dit kan 'n gevolg wees van daardie aksie, maar nou, volgende dag slaan jy weer op jou neus. Moet jy hom weer vergewe? Moet jy hom weer vergewe? En dis wat Jesus sê in verse 4 tot 6. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Is ons bereid om mense te vergewe? Dink aan wat Christus kom doen het, vir hoeveel hy ons kom vergewe het. En dit gaan vir ons so help, en dit is die beginsel vir vergifnis. En sodra ons die evangelie uit die oë uit verloor, dan kan ons nie meer vergewe nie. Dit is ons grootste uitdaging, is wanneer ons Jesus uit die oog uit verloor. Kom ons bid saam.